My kind, ek is so lief vir jou. My kind, ek is so lief vir jou. Jy is kosbaar, spesiaal en so waardevol vir my. My kind, ek is so lief vir jou. Hallo koningskinders, welkom terug by Kinderkerk. Vandag gaan ons na 'n storie in die Bybel kyk, waar 'n stad se mure omgeval het. Geniet dit. Die Here het vir Joshua gesê, my dienaar Moses is dood. Daarom moet jy nou gereed maak, jy en hierdie hele volk, en julle moet oor die Jordaanrivier gaan, na die land wat ek vir hulle, die Israeliete, gee. Solank soos jy lewe, sal niemand jou kan oorwin nie. Ek sal by jou wees, soos ek by Moses was. Ek sal jou nie los nie, ek sal altyd by jou wees. Maar Joshua, selfs met al ons soldate, hoe gaan ons hulle weermag wat Jerigo se mure beskerm oorwin? Oor 3 dae gaan ons die Jordaanrivier oorsteek en ons gaan Jerigo vat, sê Joshua. Die stad Jerigo was toe. Die poorte was gesluit sodat die Israeliete nie kon inkom nie. Niemand het uit die stad gegaan nie en niemand het ingekom nie. Die Here het vir Joshua gesê, luister na my. Ek gee Jerigo vir jou, en ook sy koning en sy soldate. Julle sal hulle oorwin. Julle moet om die stad loop, almal wat kan oorlog maak. Julle moet 6 dae lank, elke dag 1 maal om die stad loop. Op die 7de dag moet julle 7 maal om die stad loop, terwyl die priesters die ramshorings blaas. Wanneer die priesters die ramshorings lank aan mekaar blaas, en julle hoor dit, dan moet al die manne hard skree, om die oorlog te begin. Die muur van die stad sal omval en die manne moet opklim. Elkeen moet reguit vorentoe gaan. Op die eerste dag het die priesters die kus van die Here opgetel en gedra. Die 7 priesters het elkeen 'n ramshoring gedra en hulle het voor die kus van die Here geloop. Hulle het aangehou om die ramshoring te blaas. Die manne wat wapens gehad het, het voor hulle geloop en die ander mense het agter die kus van die Here geloop. Die priesters het aangehou om die ramshoring te blaas, terwyl die ander mense nie 'n woord gesê het nie. Toe hulle een keer omgeloop het, het hulle teruggegaan na hulle kamp toe. Die koning van Jerigo en sy mense was benoud, maar toe hulle sien dat hulle teruggaan na hulle kamp toe, het die koning gedink, hulle het seker gesien dat hulle plan nie gaan werk nie, omdat die mure van Jerigo die stad en almal wat daar binne is, beskerm. So het die Israeliete vir 6 dae lank een keer om die mure van Jerigo geloop. Die koning lyk bekommerd. Wat maak hulle? Vra die koning. Hulle het vandag 7 keer om die stad geloop, maar hulle is steeds bang om ons aan te val. Dis pateties. Hulle sal binnekort weer weggaan, sê die koning. Maar toe gee Joshua die opdrag. Skree en begin die oorlog, want die Here sal julle laat wen teen die mense van hierdie stad. Toe die Israeliete hoor die ramshorings blaas, het hulle hard geskree om die oorlog te begin.
Die muur van die stad het omgeval. En die manne het opgeklim in die stad. Elkeen het reguit vorentoe in die stad ingegaan en hulle het die stad oorwin. Liewe koningskinders, hierdie storie laat my altyd dink aan hoe groot ons God is. So kom ons sing nou saam, hoe groot is ons God, en sê vir die Here dankie dat hy groter is as enige iets en enige iemand anders. Die wilde van die Heer, gekleed in majesteit, die hele aarde juig, die hele aarde juig. Hy kleed homself met lig, en duisternis moet vlug. Begin en die einde, begin en die einde. Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God. Almal sal sien, hoe groot is ons God. Sy hand, begin en die einde, begin en die einde. Die Godheid, drie in een. Vader, Gees en Seun, die leeu en die lam, die leeu en die lam.
Koningskinders, volgende keer kuier ons verder en luister na nog 'n storie in die Bybel. Tot dan, weet dat die Here elke dag by jou is en jou baie, baie liefhet. Bye!